Diegene wat God vrees, ontvang seëninge. Met hierdie preektitel, laat ons die woord van God bestudeer. 2000 jaar gelede het Jesus Christus met 'n kenner in die wet gepraat. Hy het vir Jesus gevra, wat is die belangrikste gebod in die wet? Jesus het 'n baie duidelike antwoord gegee. Wat het hy gesê? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy het vir ons gesê om God lief te hê. Kom ons dink vandag aan die genade van ons hemelse ouers. Ons was bestem om te sterf. God het na hierdie aarde toe gekom, sy vlees geskeur, sy bloed aan die kruis gestort en lyding in ons plek verduur. Wanneer ons dus aan die lewe van ons hemelse Vader en hemelse Moeder dink, besef ons dat as ons al die wette verstaan, ons God kan lief hê. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Die wet bring al hierdie dele saam. Diegene wat nie hierdie beginsel ken nie, dink dalk, die wet verwys na 'n vaardatum of een of ander seremonie. Maar wat sê die Bybel is liefde? Die liefde is die vervulling van die wet. Ons moet ons vader en moeder lief hê en eer. God lei sy kinders stilweg op die pad van die evangelie met eindelose geduld en liefde. Dit is hoekom Jesus hierdie antwoord aan die kenner van die wet gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. Vandag moet ons nadink oor hoeveel ons God liefgehad het terwyl ons die pad van geloof bewandel het. God alleen dra al die laste van sy kinders en stap in stilte die pad van die evangelie. Daarom hoop ek dat ons vandag ons aandag op hom kan vestig, nie onsself nie. Alhoewel ons geleer word om God lief te hê, leef ons lewens meer besorg oor onsself as oor God. As ons nou ons lewenstyl verskuif van selfgesentreerd na gesentreer om God lief te hê, kan ons diegene word wat God vrees. Die koninkryk van die hemel is waar sulke mense gaan, en hulle kan die titel van die res van die vrou se nageslag ontvang. Daarom het koning Salomo in Prediker geskryf: Sinloos, volslae sinloos, sê Prediker, sinloos, volslae sinloos, alles is sinloos. Al het hy alles gedoen wat hy begeer het, was Salomo se hart nie tevrede nie. So het hy besef dat alles betekenisloos is. Hy het egter ook besef dat daar net een ding is wat nie verniet is nie. Wat was dit? Dit is om God lief te hê. In Prediker staan daar geskryf: Vrees God. Om God te vrees kan egter nie kom van 'n plek waar jy God nie liefhet nie. Prediker leer ons dat alhoewel alles in hierdie wêreld betekenisloos mag wees, om ons Vader te eer en ons moeder lief te hê, die plig is wat mense moet nakom. Dit is wat Jesus ons geleer het, en Salomo, wat na bewering die grootste wysheid besit, het ook tot dieselfde gevolgtrekking gekom.
As ons die klimaks van ons geloof opsom, lei alles tot liefde vir ons vader en moeder, dit wil sê tot liefde vir ons hemelse ouers. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 22. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 22 vers 34. Hoofstuk 22 vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. Kom ons gaan aan na Prediker hoofstuk 12 vers 13. Kom ons kyk na Prediker hoofstuk 12 vers 13. Die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na dit. Wat is dit? Geld immers die hele mensdom. Die Engelse Bybel beskryf dit as die plig wat die mensdom moet nakom. Die Bybel leer ons dat hierdie plig die belangrikste plig is wat ons moet nakom. Hierdie boodskap val binne dieselfde konteks as die woorde wat Jesus aan die kenner van die wet gegee het, wat dit 'n aanvullende lering maak. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus het liefde vir God as die eerste gebod verkondig. Salomo het ook in Prediker 12:13 gesê, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na, dit geld immers die hele mensdom. Met ander woorde, elke persoon moet hierdie plig nakom. Baie mense leef egter vandag nie hierdie soort lewe nie. Soms vergeet ons ook God se genade en fokus ons net op die klein probleme, struikelblokke of uitdagings wat voor ons geplaas word wanneer ons 'n paar belangrike beproewings in die gesig staar. Op daardie oomblik vergeet ons van God se genade wat agter die skerms werk om al ons probleme op te los. Terwyl ek glo dat elkeen van ons eie probleme het, laat ons nie daaroor stil staan nie, maar weer reflekteer oor hoe ons Vader en Moeder ons sagkens na die koninkryk van die hemel gelei het en al die probleme opgelos het. Deur dit te doen, laat ons dankbaar wees en eer aan God gee vir dit alles. Koning Salomo het besef dat al die dinge wat die mensdom nastreef, betekenisloos is. Al die gesoeg onder die son, die gierigheid na rykdom en die wêreldse begeerte om kennis na te streef, hulle was alles betekenisloos. Nadat al hierdie dinge verby is, bly niks oor nie. Uiteindelik het hy besef dat hulle betekenisloos was. Hy het egter gesê dat daar een ding is wat nie verniet is nie, om God te vrees en God lief te hê. Om so geloof te hê is ons grootste plig. Jesus het ons ook geleer dat die eerste en grootste gebod is om God lief te hê. Efesiërs hoofstuk 6 leer ons weer oor hierdie saak. Kom ons kyk na Efesiërs hoofstuk 6 vers 1.
Efesiërs hoofstuk 6 vers 1. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. Dit is natuurlik dat ons respek aan ons fisiese ouers moet toon. Aangesien die dinge van hierdie aarde kopie en skaduwee van die hemelse dinge is, wat van ons hemelse ouers? Ons moet nie hulle genade vergeet nie. Ons moet die soort geestelike lewe verstaan wat God vir ons geleef het. En hoekom hy die pyn aan die kruis verduur het. As gevolg van die verskillende gebeure vergeet ons dikwels van hierdie dinge. Maar laat ons ons harte na God draai, selfs vir net een dag. Ons moet die liefde onthou wat Vader aan ons geskenk het. En die liefde van moeder se onsigbare offer. Broers en susters, die wet is 'n saamgeperste weergawe van God se liefde. Wanneer ons sê, ons hou die Sabbatdag, die Pasga en die 7 feeste in 3 keer, sê mense dikwels, ag, hulle is wetties. Dit is egter omdat hulle nie verstaan waarvoor die wet gemaak is nie. Die wet is deur bloed gemaak. Die bloed dui op God se offer. Wat is vervat in die offer? Ons kan God se liefde vir ons en vir die hele mensdom vind. In die Ou Testament verteenwoordig al die diere wat vir die sondoffers, die gemeenskapsoffers en die brandoffers gebruik word, vader en moeder, nie waar nie. Hemelse Vader en Hemelse Moeder is honderde duisende kere vir ons op die brandofferaltaar geplaas. Deur hierdie proses het hulle die nuwe verbond tot stand gebring en 'n manier gemaak vir ons sondes om versoening te doen. Daarom moet nie eens 'n enkele mens God se ontsaglike genade van verlossing ligtelik opneem nie. Dit is geensins ligtelik gemaak nie. Kom ons kyk vandag na God se lewenswette dwars deur die Bybel wat Vader en Moeder ons gegee het. Uiteindelik, deur die liefde en opoffering van Vader en Moeder, is die wet van die ou verbond tot stand gebring. God het gesien dat die wet van die ou verbond nie genoeg was nie. En daarom het hy die wet van die nuwe verbond ingestel, die volmaakte wet van waarheid. Toe Jesus gevra is, wat is die belangrikste gebod in die wet? Jesus het die wet met een stelling opgesom. Wees lief vir die Here jou God. Kom ons bevestig dit deur Deuteronomium hoofstuk 4. Deuteronomium hoofstuk 4. Kom ons kyk na Deuteronomium hoofstuk 4 vers 9. Hoofstuk 4 vers 9. Wees net versigtig, ja, let noukeurig daarop dat julle nie die dinge vergeet wat julle met julle eie oë gesien het nie. En dat dit nie uit julle harte verdwyn solank julle leef nie. Sorg dat julle kinders en kleinkinders kennis dra. Vers 10. Van die dag toe julle by Horeb in die teenwoordigheid van die Here julle God gestaan het, en die Here vir my gesê het, maak vir my die volk bymekaar. Ek wil hulle my woorde laat hoor. Hulle moet dit leer, sodat hulle, solank as wat hulle op die aarde leef. Wat moet hulle leer? Vir my ontzag kan hê. Dit is God. Hulle moet dit ook vir hulle kinders leer.
Mense weet nie hoekom hulle na hierdie aarde gekom het of verstaan die offer vir die vergifnis van sondes nie. Hulle dink bloot 'n lam moes oggens en in die middag as 'n gereelde brandoffer geoffer word. Ons moet die betekenis agter hierdie praktyke verstaan en wat God die mensdom wil leer. As ons die essensie van die waarheid en God se wette uit die ou verbond en die nuwe verbond verstaan, dan kan ons verstaan hoekom Jesus gesê het: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. Dit is die waarheid. Miskien dink sommige lidmate op die 7de dag, die Sabbat, kom ons net kerk toe, sing nuwe liedere, luister na die preek en bid, dan is alles klaar. Tegnies is die regulering van aanbidding so. Maar wat veroorsaak dat die aanbidding op daardie manier gehou word? Dit het nie sommer gebeur nie. Alhoewel dit dalk vir ons maklik is om dit te onderhou, maar God het nie maklik die Sabbatdag geskep nie. Vir duisende jare was daar brandoffers op die Sabbat. In die tydperk van die wet van Moses is dit oor 'n lang tydperk van 1500 jaar onderhou. Na sulke pyn wat tot sy dood gelei het, wat is aan ons gegeen? Die nuwe verbond is toegestaan. Dan, wie verteenwoordig die diereoffer van die Sabbat? Is dit nie ons hemelse Vader en hemelse Moeder nie? En wat van by elke fees? Selfs om die dood een keer in die gesig te staar, kan ons nie in staat stel om die trauma daarvan te ontsnap nie. Die nuwe verbond is tot stand gebring deur die pyn van die dood duisende kere te ondergaan. Edison het deur talle mislukkings gegaan voordat hy 'n gloeilamp geskep het. Betuig mense nie hul dankbaarheid teenoor Edison dat hy dit deur so 'n poging bereik het nie. Hulle het hom selfs die titel van 'n koning van uitvinders gegee. Dink aan die moeite wat ons God gedoen het om ons die ewige lewe te gee. Ons vier bloot die Pasga deur 'n stukkie brood te eet en 'n beker wyn te drink, en ons hou eenvoudig die Sabbat deur een keer per week te kom aanbid. Nietemin om aan ons die geestelike belofte van die Sabbat te gee, het God deur geweldige arbeid gegaan en sy bloed aan die kruis gestort. Ons moet dit nooit vergeet nie. Waarom het Salomo gesê dat alles betekenisloos is, behalwe om God te vrees en God lief te hê? Om liefde vir God die Vader en God die Moeder uit te druk is die belangrikste plig onder alle pligte van die mensdom. Dit is die hoogste plig wat ons moet nakom. Die hele mensdom moet dit absoluut doen. Sonder om dit te verstaan, kom sommige net, sing nuwe liedere en sê, ek het vandag aanbidding bygewoon. Dit is nie die rede waarom ons kom om te aanbid nie. As ons dieper na die betekenis kyk, is dit deur aanbidding wat ons verklaar, ek het God lief. Terwyl ons nadink oor al ons vorige sondes en nadink, hoe groot was Vader en Moeder se offer, totdat ons sondes vergewe is. Ons kom hier by mekaar om onsself hieraan te herinner. Ons moet ewige dank, eer en lof aan ons Vader en Moeder gee vir die verandering van ons pad van die ewige hel na die ewige koninkryk van die hemel.
Daarom staan daar in Deuteronomium geskryf dat ons vir ons kinders moet leer hoe om God te vrees. As kinders nie hierdie diep waarhede kan verstaan nie, moet ons ten minste begin deur hulle te leer dat ons die Sabbat en die Pasga moet onderhou. Daarom, aangesien die Sabbat 'n tyd is vir ons om ons dankbaarheid uit te druk deur aanbidding aan God, laat ons na Sion kom en sê: Vader en Moeder, het U soveel pyn verduur om die nuwe verbond vir ons verlossing te vestig. Het Jy al hierdie beproewinge deurgemaak? As gevolg van daardie genade is ons op pad na die koninkryk van die hemele. Mag eer en lof aan God wees vir ewig. Vader en Moeder, ons het U vir altyd lief. Dit behoort 'n onvergeetlike sentiment in ons woorde en gees te wees. Kom ons gaan aan na Deuteronomium hoofstuk 6. Hoofstuk 6 vers 24. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 24. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie vaste voorskrifte te leef en om vir die Here ons God ontzag te hê, sodat dit altyd met ons goed sal gaan en sodat Hy ons in die lewe sal hou soos dit vandag is. Die rede waarom God ons beveel het om al hierdie verordeninge te gehoorsaam, was om ons God te laat vrees, dit wil sê om God lief te hê. Dit is die einste woorde van Jesus. Jy moet die Here jou God lief hê. Dit is gedoen sodat ons altyd voorspoedig kan wees deur God lief te hê. Aangesien mense van die wêreld dit nie weet nie, sê hulle eenvoudig: Wat is die verskil tussen Saterdag en Sondag? Ons dien God in elk geval. In God se gebooie is daar sy bloed, opoffering en liefde. Iets wat hulle nie weet nie. Dis wat presies is ons veronderstel om te doen. Hy het gesê om hierdie dag te onthou. Hemelse kinders moet nooit sy ernstige woorde vergeet nie, om daardie dag te onthou en dit nie te vergeet nie. Daarom, maak nie saak waar ons is nie, ons moet nooit God se gebooie vergeet nie. Dit is dieselfde as om die liefde van God te vergeet. Om hierdie rede, wat doen God aan diegene wat die Pasga vergeet? Daardie persoon sal van sy mense afgesny word. Mense dink, die lewe gebeur, jy kan God se fees een keer oorslaan. Is dit egter op geestelike gebied nie God se verbonde en beloftes wat hy self daar gestel het nie? Moet hulle nie selfs deur 'n koning onderhou word nie? 'n Koning kan alles doen, maar daar is dinge wat hy nie kan doen nie. Die koning kan nie skend wat deur koninklike bevel bepaal is nie. Daarom gee hy ons konsekwent bevele om die Sabbat, die Pasga en die 7 feeste in 3 keer ywerig te onderhou, sodat ons nie van die wet moet afval nie. En ywerig tydens die gebedstyd te bid. Ons mag deelneem aan die onsigbare gebedstyd as 'n blote plig. Die Sabbatdag moet ook nie net uit 'n gevoel van verpligting gehou word nie. As ons weer eens aan Vader se liefde en Moeder se opoffering dink, moet ons sê, dankie. Dit is nie binne 'n dag of 2 bereik nie. Het God nie die werk van verlossing van 6000 jaar gevestig en al duisende jare so 'n lewe geleef om sy kinders te red nie?
Met ewige dank, eer en lof aan die Vader en die Moeder, wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.